Ek gaan sommer met die ompraat, is dit reg. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens. Ons is nou in die 3de Sondag van Advent. Ek sal nou iets hier rondom dit sê, maar voordat ek daarby kom, is hier enige besoekers vanoggend by ons, met ons. Lyk nie so nie. En dan enige nuwe intrekkers, mense wat wil inskakel. Wie het verjaar? Wie gaan verjaar in hierdie week? O, hierso Elmin hier voor. Waar is die chocolates? Hierso, Dirk? Is daar nog iemand? O, daar agter ook. Skaam. Nee, daar is Dirk. Dirk, hierso voor. Julle vat nie kans nie. Daar by die camps, daar so regs Dirk, aan my regterkant. F44KX, so white was on. Het julle gehoor? Ek het nie die FF, ek het net FF gehoor, ek dink hy vir my... Dirk, daar so. General, is dit jy? Dis die skepingsverhaal sê, dis die een vir wie u my gegee het. Gaan lees maar wat die Bybel sê. Die een vir wie u my gegee het. Dirk daar op die galery daarbo. Goed, vriende, dan is, ek gaan nie deur al die afkondigings gaan nie, ek wil net jou herinner aan die Kersdag kollekte.
die Kersdag kollekte en Kersdiens is 8:00 die oggend. So knoop dit en as jy familie en vriende sien, herinner hulle met, maar ons sal nader aan die tyd sal ons ook vir julle 'n boodskap uitstuur. Kersdagdiens is 8:00, maar julle sien ook dat die kollekte vir daai dag gaan vir ons eie koskas en rondom ons gemeentefees van April volgende jaar. Ons berei jou al voor vir die Bybelse ete en dan die boeresport en dan die feesdiens op die Sondag die 19de. Vriende, soos julle weet, het ons by ons die simbool, die adventkrans vir ons adventtyd. Jy weet daar's 4 Sondae in die adventtyd voor Kersdag, so die Christuskers in die middel. Dit is wanneer ons op Kersdag hom gaan aansteek. En die 3de Sondag is dan die ligroos en julle sal sien die kanselkleed is ook 'n ligroos. Dit staan vir vreugde. Mag die belofte van God se teenwoordigheid onder ons 'n diep vreugde oor die hoop van verlossing in ons laat staan. Met die uitroep kom, O Immanuel kom. Ek gaan hom aansteek en dan sonder verdere aankondiging gaan ons dan lied 163 as intreelied vanoggend sing. Psalm 37. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Liewe gemeente, ek groet jou vanoggend in die naam van God die Vader. God die Vader wat ons van alle ewigheid af liefgehad het en uitgekies het en wat in Jesaja noem die ewige Vader. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, God wat mens geword het, een van ons was, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, vir ons intree by die Vader en die Gees en wat gesê het, ek kom weer en ek groet jou in die naam van die Gees, die Heer en lewendmakende krag van God. Amen. Ek en jy gaan vanoggend 2 lofliedere saam sing, lied 354 en 486 en daarna bly ons staan vir ons geloofsbelijdenis. Kom ons staan vir ons lofliedere. Of jy is vrolijk en vol vreugde, o kom in die Gees,
Wag net vir die skerm, dan bely ons geloof in die volgende woorde. Kom ons bely dit hardop. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge,
en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Here, saam met die psalmdigter wat ons in hierdie oggend uitroep, Here, ons Here, hoe wonderlik is die naam oor die ganse aarde. Die naam wat Paulus so skryf om te sê dat daar net in die een naam, in die naam van Jesus Christus, redding en verlossing is. Paulus wat dan nou verder skryf dat voor hierdie Jesus Christus en wie die redding en die verlossing is, sal elke knie buig en elke tong erken, Christus is die Here. En Here, soveel te meer in hierdie adventtyd, waarin ons as 'n geloofsgemeenskap en as 'n gemeente en as Christene nadink oor u koms na hierdie wêreld, u inbraak in hierdie wêreld. Hoe u mens geword het, een van ons was, u wat die aarde bewandel het, u wat geleer het, u wat geleef het, u wat gesterf het, u wat opgestaan het, u wat op die oomblik vir ons intree by die Vader. En hierdie oggend, Here, as ons lofgesange en ons gebede tot u rig, is hulle wat reeds in u gesterf het, besig om u te loof en u te prys, en u lof aan te vul saam met ons lof op aarde. Here, ons wil in hierdie oggend u erken as die Skepper God, u wat geskep het, u wat gemaak het, en u wat gesê het, u het alles goed gemaak, en ook die mens wat u geskep het as die kroon van die skepping, sodat ons as mense u kan ken, u kan dien, u kan eer, dat dit die hoogste doel is van u skepping met ons, is ons om ons lewens aan u te wy, en ons lewens aan u oor te gee, om te leef soos volgelinge van Jesus Christus. Here, daarom kan ons nie anders as om aan u alle eer en lof en aanbidding te bring, u wat lofwaardig is. Want Here, ons weet dat wanneer ons tot u nader in gebed, is dit nie te vergeefs nie, omdat u 'n lewende God is. U is 'n God wat hoor, u is 'n God wat sien, u is 'n God wat meeleef, u is in ons vreugdes, u is ook in ons hartseer. Want u is Immanuel, God by ons, God met ons, God in ons. Here, daar is geen ander God in hierdie wêreld waarvan dit kan getuig word nie. U wat ook Moses genooi het om te sê, kom nader. U wat vir die vrou by die put gesê het, wil jy die water van die lewe hê? So nooi u ons altyd nader na u toe. Trek u ons nader aan u.
U wat die bron van lewe is. Want God is lewe. U is die bron en fontein van alles wat goed is. En dat U is die wingerdstok en ons is die lote, ingeplant in U, ingeënt in U, sodat ons vrug kan dra, sodat ons in verbondenheid met U kan leef, sodat ons, soos Paulus sê, ons wat Christus Jesus erken is een met God. En daarom, Here, as ons die woord oopmaak, nader ons tot die Gees. Die Gees wat U vir die disippels gesê het, toe U, voordat U weggevaar het, gesê het, dit is hierdie Gees wat jou sal lei in die waarheid van my woord. Daarom stel ons harte oop, Here, dat U ons sal lei in die waarheid van U woord. Amen. Vriende, as jy jou Bybel saamgebring het, of dit volg op 'n tablet of 'n foon, ons lees uit Jesaja 40 uit. Ons gaan uit die 83 vertaling lees. Ek het dit ook op die skerm vir jou afgedruk. Kom ons lees dan hierdie teks saam met mekaar. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat daar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelige paaie moet gelyk word en rotsagtige terrein moet afvallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van God hou stand vir altyd. Klim op 'n hoë berg Sion, boodskapper van vreugde, verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God. Kyk, my Heer, die Here kom met krag en sy arm oefen vir hom heerskappy uit. Soos sy herder laat hy sy kinde wy, in sy arms maak hy sy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle, die lammeroeie laat hy wy. Lei hy. Liewe vriende, dit is ons skriflesing vir oggend. Mag die Here deur sy woord vir jou en vir my lei om aan God vas te hou in hierdie dae. Vriende, ons is in die adventtyd van die kerkkalender, kerkjaar. Advent is 'n tyd waarin ons dink aan die koms van Jesus Christus na die aarde toe. En tydens Advent word verskillende temas en verskillende geloofstemas aan die orde gestel. Temas soos geloof, van verwagting, van vreugde, van reinheid. En 'n mens sou dit met ander geloofstemas ook kon vervul. Maar ek dink die kern waarom dit gaan in die Adventtyd is dit wat die Fransiskaanse orde sê hulle in die Katolieke tradisie ingebring het, is dat hulle die fokus nie op Paasfees laat val het nie, maar die fokus op die menswording, die inkarnasie, God met ons, God by ons, God in ons. En dit is wat ons met hierdie skriflesing vanoggend wou doen, is om vanuit die skriflesing vir mekaar te sê dat God het ingebreek in sy wêreldgeskiedenis en in sy reddende geskiedenis met ons as mense. Al is die teks wat ek en jy vandag saam met mekaar gelees het, meer as 2700 jaar oud, sê dit ook iets vir jou en vir my vandag. Want in Jesaja 40 lees ons van 'n goeie uitkoms. Maar in Jesaja 39 lees ons van die geskiedenis van Israel, die gelowiges van die Here, wat 'n uitsiglose pad gehad het. Hulle was op pad om in ballingskap weggevoer te word. Hulle was op pad om deur die Assiriërs ingeneem te word. En dan verwoord Jesaja 39 dit soos volg:
Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is weggevoer sal word Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het, daar sal niks oorbly nie. Jesaja sê, totdat die stede verwoes is en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n puinhoop ontskep is, totdat die mense ver weggevoer is en die land heeltemal verlate is. En dan word hierdie verlatenheid en hierdie hooploosheid van hierdie kinders van die Here verwoord deur klaagliedere wat sê, my jong manne en jong vroue het ballinge geword. Hulle hoor my sug, maar niemand kom om my by te staan nie. En liewe vriende, dan kom Jesaja 40. Jesaja 40 kom na hierdie hooplose uitsigloosheid van mense wat geglo het dat wanneer jy ingeneem word of verslaan word deur 'n vreemde nasie, dan is jou God dood. En as jy weggevoer word, dan is jy buite die invloedsfeer van jou God waar jy in jou land was. In so 'n tyd, Jesaja 40, kom God na sy kinders toe en hy kom sê vir hulle, troos, daar's 'n nuwe tyd. Daar's 'n nuwe tyd van hoop. Daar's 'n tyd van redding, daar's 'n tyd van geloof. En daarom, vriende, gemeente, Adventtyd, wil jy sê dat ek en jy geloofsbrille moet opsit. Dat ek en jy in hierdie tyd anders moet kyk na die wêreld. Ek sê vanoggend vir myself, toe ek stil geword het, toe sê ek vir myself, en ek is nou nie lus om sy naam te noem nie, maar ek sal sy naam noem, ek is nou al so moeg om nog iets oor Trump te hoor. Regtig, weet oor dat hy amper naderhand van my lyk asof hy God speel, dat hy dink hy is die bewaker van vrede en geregtigheid, en dan al hierdie negatiewe publikasies en goed om hom, ek weet nie, dit maak 'n mens net naderhand lam. Want as ek aan dit dink, dan dink ek aan Rome, en in die tyd toe Jesus geleef het Rome gesê, vrede deur geweld, vrede deur oorlog. Dis hoe vrede kom. En toe kom Jesus Christus en hy sê nee, nie vrede deur geweld nie, maar vrede kom deur die kruis en die opstanding. En daarom in die Adventtyd, en dit is die geloofsbril wat ons moet opsit, erken ons dat God koning is, ons erken dat God die regerder is, ons erken dat God in beheer is van die wêreldse geskiedenis, al lyk dit vir ons duister en kan ons nie alles deursigtig sien nie. God is koning. Maar die Adventtyd wil vir ons sê, dis 'n ander koning wat gekom het. Dis die koning van Jesaja 52 en 53, 'n dienskneg. Gaan lees weer die kneglied. Dit gaan om die een wat verbrysel is, die een wat verwerp is. Vir wat? Vir jou en vir my heil. En dit is die tipe Messias koning wat kom. Die koning wat inry in Jerusalem op 'n donkie nederig. Die een wat sterf aan die kruis, sodat Paulus later skryf, 1 Korintiërs 1 vers 30, dat die kruis en die opstanding het vir ons geword, die vryspraak, die heiliging en die verlossing van God. Vriende, dit is die Advent boodskap. Dat ek en jy in hierdie wêreld waarin ons leef en vir onsself hoop en geloof seker eers moet toeëien voordat ons dit aan mense kan vertel. Om te sê, ek wil vir mense deel in my lewe hoe ek God ervaar en God beleef. Toe ek hierdie week sit en nadink, toe dink ek aan 'n lied, of die een lied spring toe in my kop op van Lorika Raug. Die lied Hot Gates, met die koorgedeelte waarin daar staan, there's another song that will be sung. There's another bell that must be rung. There's another city, I've been told, where the streets are paved with gold. There's another city, I've been told, where the streets are paved with gold. En liewe vriende, hierdie nuwe stad is al reeds daar. Die nuwe klok het al gelui.
Die nuwe lied is alreeds daar. Want hierdie gedeelte, of hierdie lied herinner 'n mens aan Openbaring. Die nuwe stad, die nuwe Jerusalem wat al neergedaal het. Die stad Openbaring wat ek en jy sien, 'n lam, die kind, die Kerskind wat gebore is, die Christuskind wat gebore is, as gekruisigde, maar as opgestane, die een Openbaring 5, wat aan die regterhand van God sit met die boekrol van die lewe in sy hand. En terwyl hy die boekrol oopmaak, ontvou die redding en die verlossingsgeskiedenis van die wêreld en die serafs en die engele en die ouderlinge en hulle wat in Christus gesterf het. Hulle sing en loof God om te sê, en hy het ons losgekoop. En gemeente, die wonder van dit, sê Paulus vir ons in Efesiërs 1 vers 10. In Christus is hierdie hemelgebeure, het dit in Christus een geword. En ons kan dit nou al reeds op aarde beleef. En daarom is Advent 'n tyd waarin ek en jy vir mekaar sê, maar die nuwe lied het alweer klink. En wat is hierdie nuwe lied wat weer klink? Dit is Lukas 2 met die engelkoor, vrede op aarde. Gaan kyk, vandag is daar vir julle gebore in die stad Bethlehem die redder, die verlosser. Liewe vriende, ek was daar, ek het gekyk. Ek het gesien, van ons lidmate was ook daar, het gekyk en gesien. Maar ek het geglo nog voordat ek gegaan het en gekyk en gesien het. Omdat die Advent boodskap juis 'n boodskap is van geloof, van anders kyk. En daarom vriende, die derde Advent Sondag is vreugde. En wat 'n vreugde? Die vreugde van die redding in Jesus Christus en wat dit vir jou beteken en in jou lewe. En dat ek en jy op hierdie dag kan sê, die hele pad wat ons al eeue met die Here gestap het of jare met die Here gestap het, dis nie 'n te vergeefse pad nie. Ja, dis dalk 'n geloofspad van bulte en steiltes, soos die teks gesê het, hobberige pad, dale. Dat die nuwe lied wat ek en jy kan sing is om te sê dat ons hobberige pad en ons dale is opgevul deur Christus. En dat ek en jy dan nou 'n nuwe lied kan sing en 'n nuwe lied vir die nasies kan gesing in die wêreld daar buite om te sê die redding in Christus het aangebreek. Dis nie asof die Kersboodskap of die Kersgebeure nou nuut begin het nie, maar dit is 'n herhalingsmotief vir jou en vir my. Die heeltyd om ons te herinner wie God is, wat God is en dat God ingegryp het in hierdie wêreld. En ek het dit al vir julle gesê dat terwyl ek in Israel is, ja, die Bethlehem gebeure en die Golgotha gebeure en die plek, dit raak 'n mens, maar ek is deur iets anders te geraak. In Magdala, waar ons in 'n kapel gesit het met 'n tekening van Jesus en die vrou wat aan die ongeneeslike siekte gely het, wat aan sy soem gevat het. En as jy terug staan en jy stap en jy gaan staan en jy steek jou hand uit, dan lyk dit asof jou hand aan Christus se hand vat. En dit is wat Advent vir ons wil kom sê. Advent wil vir ons kom sê, God het kom inbreek in die wêreldse geskiedenis, maar God het ook kom inbreek in jou en my lewe, sodat sy aanraking in jou en my lewe is 'n aanraking tot redding en tot verlossing en tot hoop en tot geloof. Soos 'n tussenvers Vrydag, toe luister ek op 'n diens in my ou gemeente waar ek was, want een van my vriende wat so oud as ek is, skielik 5 Desember en lyk vir my half 'n ongeneeslike siekte oorlede wat hy al 'n jaar of 2 onderlede gehad het, maar Vrydag 5 Desember was sy sterfdag. Toe dink ek aan wat sê mense op so 'n dag? Die Adventboodskap is 'n boodskap dan van hoop en van geloof. Van hoop en geloof in teenspoed.
maar hoop en geloof ook in tyd van voorspoed. Want Jesaja sê vir ons, God het vir ons nou uitkoms kom gee. God het uitkoms in die wêreld kom gee. Ja, as jy die radio weer vanoggend aangeskakel het, jy gehoor, Thailand en Kambodja, hulle skiet weer mekaar. En as jy die radio aangeskakel het, dan hoor jy oor al die verskillende konflikte in die wêreld. En dan hoor jy ook nou weer wat in die Midde-Ooste gebeur. Ja, dit is gebeure wat gebeur. Maar die leitmotief deur alles heen is dat God nog die wêreld en vir jou en vir my in sy hand hou. En dat die haat en die geweld en die onvrede in die wêreld is nie op God se agenda nie. En is nie in God se hand nie. Maar is in die mens se hand. Want is die mens en die mensdom wat so optree. Die adventboodskap wil juist vir ons sê, daar's 'n nuwe lied. Daar's 'n lied wat sing. Daar's 'n lied wat geloof bring. Toe Hosea sy kinders se name gee na aanleiding van sy huwelik met Gomer, moes hy hulle noem iets dat hy aan sy lyf kan voel wat die kinders van die Here gedoen het. Nie meer my volk nie, sonder ontferming. Maar dis nie die adventboodskap nie. Dis nie die boodskap van Jesaja 40 nie. Die boodskap van Jesaja 40 is 'n boodskap van redding en van verlossing. Daarom nie meer my kind nie, kind. Nie meer my volk nie, my volk, my kinders. En daarom noem God ons sy kinders. En ons het die reg om sy kind genoem te word, sê Johannes 1:12, ons wat glo. Noem God ons sy vriende. Liewe gemeente, dis die nuwe lied wat ek en jy sing. In Jesaja 2 sien ons die beeld, die visioen van die nasies, die wêreld wat stroom na Sion en Jerusalem. En dan verduidelik Jesaja hierdie beeld en dan sê hy, die nasies stroom juis na Sion en Jerusalem omdat hulle gehoor het God is daar. En dat die woord van God uit Sion kom en dat die verlossing uit Sion kom. En dan sê vers 5 van Jesaja 2 vers 5 staan daar, en dan sal die kinders van die Here 'n lig wees vir die nasies daar buite. En vriende, wat is hierdie lig? Hierdie lig is die vreugdeboodskap van vanoggend, om te hoor en te verkondig en te bely. Jesus Christus is ons redder. Hy is ons verlosser. En wanneer Paulus dan daaroor skryf, dan sê hy, ek en jy word dan die boodskapdraers. 1 Timoteus 3 vers 15. Ek en jy word die boodskapdraers van hierdie waarheid van Kersfees. Kom ek sluit af in hierdie oggend. Vriende, ek en jy hoor, Advent gaan om 'n nuwe lied. Wat is hierdie nuwe lied? Dis 'n lied waarin ek en jy as kinders van die Here geloof het. Dit is waarin ek en jy as kinders van die Here hoop het. Hoekom het ek en jy hoop en geloof? Omdat ons kyk na die kruis, maar ons kyk ook na die opstanding van God, wat in ons harte opgestaan het, wat in ons harte leef, sodat ons met 'n blymoedige hart en 'n vreugdevolle hart Kersfees kan tegemoet gaan, omdat ons weet, waaroor gaan dit om Kersfees? Dit gaan om die Christuskind, dit gaan om die redding, dit gaan om die verlossing. Amen. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, dankie dat U ons as 'n geloofsgemeenskap bymekaar gebring het. En dat U ons vir mekaar gegee het as gelowige mense. Ons dink aan Handelinge wat gesê het in die vroeë gemeentes het bymekaar gekom om saam met mekaar te huil, saam met mekaar te lag, om saam met mekaar te bid, om saam met mekaar die woord te deel, om saam met mekaar kos te deel. En Here, ons weet dat in hierdie tyd, as ons in oorvloed het en ons gaan slaap, en ons kan relatief in veiligheid gaan slaap, dan weet ons,
Dit is nie vir baie mense beskore in hierdie wêreld en selfs in ons eie land nie. Waarin meer as die helfte van ons mense honger gaan slaap in ons eie land. Weer die hoë vlakke van geweld in ons land. Die frustrasievlakke. Maar Here, daarom bid ons en ons spreek ons ongeduld uit teenoor dit. Maar Here, in dieselfde asem, as ons 'n klag en 'n weeklag het, dan het ons 'n lied in ons hart. Om vir U dankie te sê dat ons leef en dat ons kan glo en dat ons kan hoop en dat ons 'n medemens vir iemand kan wees. Dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees wat ook uitreik na ander. Dat ons deur ons lewe en deur ons dade en deur ons geloof wil wys, ons is Christene, ons is gelowige mense. Here, daarom bid ons vir ons lidmate wat op pad is en nog op pad gaan wees, dat U hulle veilig by hulle bestemming sal bring. En Here, ons wat agterbly en vriende en familie wat ons kom besoek, mag dit ook vir ons dan 'n wonderlike vreugdevolle tyd wees waarin ons weer liefdesbande met mekaar kan versterk. Here, U het ons geleer om te bid, laat U koninkryk kom. Here, ons weet U koninkryk het al reeds gekom. U koninkryk het al 'n pad oopgebreek in hierdie wêreld ten spyte van die konings en die maghebbers wat aan opstand kom teen U en teenoor die gesalfde en teenoor die kerk en teenoor die evangelieboodskap. Ten spyte van dit het die koninkryk 'n pad oopgebreek. Here, ons wil U naam heilig en U naam verheerlik deur ons woorde en deur ons dade. En ons weet, Here, die bose is alreeds vernietig, is alreeds oorwin. U is die een aan wie die koninkryk en die eer en die heerlikheid toekom, net aan U. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons gaan die liturgie bietjie anders te maak vanoggend. Jy kan jou kollekte so lank regkry, ons gaan dan die slotlied gaan ons sing, ons gaan die kollekte by die deure opneem, ons sing lied 354, O Christus ons verlange. Christus ons verlange, U het ons uitgebring, sal ooit ons jubelsange, U lof na waarde sing, vervul en welbehaag ons harte met U Gees, skenk ons in hierdie dag 'n ware Christus wees. U wat as Hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning, daar laat 'n diensknegt neer. En herders vind 'n herder, oor wie al dankbaar buig, en wyses vind die wysheid, voor wie al bidend buig. Kinders met Hosanna sal kon, en Sion sy Messias met jubels kon begroet. So wil my lied die vrede, die heerskappy besing, en dankgebede juichend hulde bring. Liewe gemeente van julle wat nou dalk op pad is en nie met Kersdag by ons gaan wees nie, mag jy 'n wonderlike en geseënde Kersfees ook wees waar jy is, en mag julle liefdesbande as familie en vriende ook dan verbind word aan mekaar, en
My broer uit Australië kom ook die 23ste, so ons sien ook uit dat ons ook by mekaar weer kan wees. Ontvang die seën van die Here en dan sing ons daarna vier die lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader is en bly by elkeen van ons hierdie dag, maar ook elke dag van ons lewe, want Jesus is Immanuel, God by ons, God met ons, God in ons. Amen. Vir die lewe elke oomblik, elke dag wat God jou gee, sien die skoonheid van die berge en die wonder van die see. Leef in God se wonderwêreld, hierdie lewe God se kind. Vir die liefde loof die Here in wie se hart alweernis is. Sy grootste vreugde in die groot geheimenis.